Onze Vader in die hemel, ons wil net dankie sê vir nog 'n dag wat U ons gegee het en al die seëninge wat ons elke dag van U ontvang. Vader, ons weet dat dit net deur U Seun Jesus Christus is wat ons al die seëninge kry en ons net dankie weer eens sê vir die opoffering wat Hy vir ons gegee het op die kruis. Vader, so dankie sê vir die geleentheid wat U ons gegee het om U woord te kom open vanoggend. Ons weet dat daar 'n tyd kom wat ons nie meer die Bybel so vrylik vir die mense sal kan gee nie. En soos ons nou by mekaar kom, vra ons dat die Heilige Gees sal stuur en die heilige engele om ons te leer en lei in alle waarheid. Seën ons nou en seën en elkeen wat nou die boodskap luister. In Jesus se naam alleen bid ons. Amen. So, ek weet vir baie van die mense hier op YouTube, meeste van die mense, of kom ek sê so dat meeste van die mense wat YouTube gebruik is Engels sprekend. Die probleem is daar's baie mense in Suid-Afrika wat Afrikaans sprekend is. En ek het die reeks studies wat in die playlist short studies is, jy kan op YouTube sien, opgehou om gestop omdat ek kan dit nie eintlik deel met die mense waar met wie ek werk nie. Ek werk met baie van die mense in die Noord-Kaap en hulle is meestal Afrikaans sprekend en so veral miskien soos ons projekte wat ons doen, soms sien ons net 'n mens een keer, ons sien hom nooit weer nie. Dan kan ek niks vir hom los nie. Ek kan hom nie sê, gaan kyk hier of kyk daar nie. So ek het besluit, het dit my lankal geplan, dat ek die fundamentele studies weer van vooraf gaan begin. Die hele reeks en ek gaan dit probeer om in Afrikaans te doen. So ek gaan weer van ooraf begin en alles in Afrikaans doen, sodat daar iets is wat ek met die Afrikaans mense hier in die Noord-Kaap kan deel. En dis wat ons nou vandag sal doen. So, ek is net 'n bietjie jammer vir die mense wat Engels is, maar ek gaan aangaan met die Engelse studies. Maar vir nou eers, omdat dit my werk 'n bietjie makliker sal maak en ons weet dat volgens die tye en die tekens van wat Jesus vir ons gegee het, sien ons dat sy koms baie naby is. En daar is baie predikers of leraars wat die boodskap van die heilige waarheid, present truth, vir die mense gee, maar hulle gee dit in Engels. En daar is baie Afrikaans mense, baie mense van ander tale ook, wat dit nodig het vir die tyd. En hulle kry dit nie so duidelik nie. En die Here het vir my nou al lankal op my hart gelê dat die boodskap moet uitgaan, maar dit moet uitgaan sodat die mense dit kan verstaan. Nou, Afrikaans is my tweede taal. Dit is eintlik bietjie moeilik vir my om die lesse vir die mense te gee in Afrikaans. Ek doen dit persoonlik van huis tot huis, maar as ek met die mense werk en ek sien hulle verstaan nog steeds nie, dan sal ek verduidelik in Engels of so aan om die mense te kry om te verstaan, maar soms is dit maar net moeilik omdat ek die boodskap in Engels geleer het, so is 'n bietjie moeilik vir my om dit in Afrikaans vir julle te gee. Maar deur die Here se genade gaan ons kyk om dit moontlik te maak sodat julle dit ook in Afrikaans het. So, ons begin by die begin. Ek weet die eerste les wat ek op YouTube gesit het was baie lank terug. En ek kan nie eens meer onthou wat sy naam was nie. Maar ons wil begin by die begin vandag. Kom ons gaan na Genesis hoofstuk 1. Genesis, eerste hoofstuk en ons eerste boek in die Bybel. En ons wil begin in Genesis 1, teksvers 1. En dit sê, in die begin het God die hemel en die aarde geskape. So het sê dat in die begin, so
so ver as wat ons terug kan gaan, so ver as wat die wêreld teruggaan, God was daar. Dit sê hy was die begin, in die begin. Ons weet nie wanneer die begin was nie. Volgens die Bybel, as ons kyk wat die Bybel sê, lei die Bybel daarin dat die aarde om en by 6000 jaar oud is. En ons sal weer in 'n nog 'n tyd kyk hoekom sê ek so, maar ek glo nie wat die wetenskaplikes sê dat hy miljoene en honderde en duisende miljoene jaar oud is nie. Maar ons gaan weer kyk na daai onderwerp. Teks vers 2 sê: En die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreldvloed, en die Gees van God het op die waters geswerf. Het geswerf op die waters. So ons sien dat in die begin was God. Het sê in die begin het God die hemel en die aarde geskape. Dit was baie interessant as ons na die Hebreëse woord God hier in Genesis 1 gaan kyk. Die woord is Elohim. God, daai woord God, is nie 'n enkele woord nie. In Engels sal ons sê is 'n plural wat beteken is meer as een. So wanneer dit sê God hierso, dit bedoel nie een nie. Is meer as een. In teks vers 2 sien ons: En die aarde was leeg en duisternis was op die wêreldvloed, en die Gees van God het geswerf op die waters. En ons sien daai Gees van God is met hoofletters. So dit is ook 'n naam. En ons weet dat in die Bybel praat dit van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Maar ons wil nou net dit eers sien uit die Bybel uit. Ek het dit vir julle gesê, maar ons wil dit nou in die Bybel sien. So sien in vers 1 God, in vers 2 sien ons en die Heilige Gees. Kom ons kyk na teks 25. Teks vers 25 sê: En God het die wilde diere van die aarde gemaak, volgens hulle soorte, en vee volgens hulle soorte, en al die diere wat op die grond kruip, volgens hulle soorte. Toe sien God dat dit goed was. Vers 26. En God het gesê: Laat ons mense maak. Laat ons mense maak. So God sê laat ons. So hy praat met iemand wat dieselfde is soos hy, want hy sê laat ons. God het gesê laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip. So sien volgens die skepping hier in Genesis hoofstuk 1. Toe God die hemel en die aarde geskep het, hy was nie alleen nie. Ons sien dat in die begin was God. En vers 2 sê dat die Gees van God was daar. En hy het oor die aarde geswerf. In vers 26 sien ons dat hy sê, laat ons mens maak, na ons beeld, na ons gelykenis. So daar is meer as een, wanneer ons praat van God. Kom ons gaan na 1 Johannes toe. Is heel agter in die Bybel. 1 Johannes hoofstuk 5. 1 Johannes hoofstuk 5, en ons wil kyk na vers 7. En vers 7 sê vir ons, want daar is 3 wat getuig in die hemel. Die Vader, die Woord en die Heilige Gees. En hierdie 3 is 1. So het sê daar, ons het gesien dat God het gesê, laat ons mens maak in ons gelykenis. Hier sien ons dat daar 3 is in die hemel. Daar is 3 van hulle. Is nie net God die Vader en die anders bestaan nie, maar het sê dat daar is 3 in die hemel en
hierdie drie is een. Die Vader, die Woord en die Heilige Gees, en hierdie drie is een. Nou daar is baie mense wat met die punt sukkel, want hulle dink, hoe kan daar drie gode, is daai die regte woord, in die hemel wees? Want dit maak net nie sin vir hulle nie. Kom ons kyk wat sê die Bybel. Kom ons gaan na Deuteronomium, hoofstuk 6. Weer in die begin van die Bybel. Deuteronomium hoofstuk 6. En ons wil kyk na vers 4. En dit sê hier in Deuteronomium hoofstuk 6 en vers 4. Hoor, o Israel, die Here onze God is een Here. Sommige vertaling sê, is 'n enige Here. Nou, as ons kyk na daai woord, een, hier soos die Bybel hom hier gebruik, dit sê die Here onze God is een God. Daai woord een is dieselfde woord wat in Genesis 2 gebruik word. En ek wil hê ons moet gaan kyk in Genesis 2 hoe daai woord een gebruik word. Kom ons gaan gou na Genesis 2. Want ons het nou net in Johannes gesien dat daar is 3 in die hemel. Hier sien ons weer dat daar een is. In Genesis het ons gesien die Here het gesê laat ons menskape in ons gelykenis. Nou hoeveel is daar? Kom ons gaan gou na Genesis hoofstuk 2 toe. Genesis hoofstuk 2. En ek wil hê ons moet na vers 23 kyk. Toe sê die mens, dit is nou eintlik been van my gebeente en vlees van my vlees. Sy sal manin genoem word, want sy is uit die man geneem. Daarom sal 'n man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle sal een vlees wees. So ek het gesê daai woord in Deuteronomium, die Here julle God is 'n enige of een God, is dieselfde woord wat dit hier in Genesis hoofstuk 2 gebruik. Wanneer het praat van toe Adam en Eva getrou het en hulle het een vlees geword. Nou ons weet wanneer iemand trou, hulle word nie letterlik een vlees nie. Hulle word een in gedagte, een in alles wat hulle doen. Hulle doen nie net links en regs, die een doen so en die ander doen so en stry en gaan aan met mekaar nie. Nee, hulle kom nou by mekaar in 'n huwelik. En van daai oomblik af besluit hulle om alles saam te doen. Nou dieselfde in die hemel. Daar is God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ons gesien volgens Johannes 1 vers 5 dat hierdie drie is een. Hulle is een in alles wat hulle doen. Baie mense sê ons wat glo dat daar 3 in die hemel is en al 3 is God. Ons aanbid afgode. Maar dit is nie waar nie. Omdat 'n afgod of 'n ander God is iemand wat ons weglei van die ware God af. En die 3 wat in die hemel is een. Hulle het dieselfde doel. En ook die woord God, soos ons hom hier in die Bybel sien ons dat daai woord God, Elohim, is nie een nie. Dit bedoel meer as een. In Engels sê ons 'n plural. Dit is 'n meer as een. Nou, ons sien dat daar 3 in die hemel is. Ons wil nou kyk wat is Jesus se posisie. Ons wil sien dat ek praat hier van God het gesê, en ek weet baie mense se gedagtes as hulle hoor God het gesê, dan dink hulle onmiddellik God die Vader, of God die Vader het so gesê. Ons het gelees in 1 Johannes, dat daar 3 in die hemel is. En hierdie 3 is een. Kom ons gaan kyk,
watter posisie het Jesus? Kom ons gaan na Johannes toe. Johannes 1 vers 1. In die Nuwe Testament, Johannes 1 vers 1. En dit sê in Johannes 1 vers 1, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense. So het sê hier dat, ons het gelees in Genesis hoofstuk 1, in die begin was die woord. Hier sien ons baie duidelik dat in die begin, ons het in Genesis gelees dat in die begin was God. Hier lees ons nou weer dat in die begin was die woord. So die wese wat daar in die begin was, wat alles gemaak het, was die woord. Ons het ook in 1 Johannes 5 van die woord gelees, daar is 3 in die hemel. Is die Vader, die Woord en die Heilige Gees. Wie is die woord? Want ons sien hier in vers 3, alle dinge het deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. Ons sien dat in hom was lewe. So daar was lewe in die woord gewees. En die lewe was die lig van die mense. Kom ons kyk na vers 14. Wie is die woord? En die woord het vlees geword, en het onder ons gewoon, en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die eniggeborene, wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. So sien dat die woord is die ene wat vlees geword het. En ek hoef nie te verduidelik, ons almal weet, dat dit Jesus was, wat van die hemel afgekom het, en vlees geword het, en vir ons gesterf het op die kruis. So sien dat, volgens Johannes 1, dat alles wat geskapen is, deur Jesus gekom het na ons toe. Alles wat geskapen is, het Jesus geskapen. Daar is niks wat geskapen is, wat nie deur Jesus gekom het nie. Kom ons kyk na nog 'n teksvers wat vir ons dit gaan sê. Kom ons gaan na Efesiërs. Efesiërs hoofstuk 3. Efesiërs hoofstuk 3. En ek wil hê ons moet kyk na vers 9. Efesiërs hoofstuk 3 en vers 9 sê, en vir almal aan die lig te bring, wat die gemeenskap is van die verborgenheid. Nou daai woord daar, verborgenheid, ek weet dit is 'n groot woord, en som van ons mag dit nie verstaan nie. Bedoel geheim. Geheim, of in Engels 'n mystery. So, het sê, en vir almal aan die lig te bring. So, het praat hier van Christus, hy wil vir almal aan die lig bring, wat die gemeenskap is van die verborgenheid, of van die mystery, of van die geheim. Nie eintlik 'n geheim, maar 'n mystery is iets wat mense nie eintlik mooi kan verstaan nie. Wat van alle eeue verborge was in God. So, die mystery was altyd 'n mystery van God. Mense kon dit nie lekker verstaan nie. Wat is die verborgenheid of die mystery? Was in God, wat alles geskapen het deur Jesus Christus. So die mystery of die verborgenheid wat mense nie eintlik kon verstaan van die begin af nie, was dat alles geskapen is, alles wat op die aarde gebeur het. Alles wat ons sien, het deur Jesus Christus na ons toe gekom. Elke ding, die skepping, alles, het deur Jesus Christus gekom. Baie mense dink dat, wanneer het praat in die Ou Testament van
God, dat dit van God die Vader praat. Nou ons gaan dit een of ander tyd gaan kyk en sien wie dit was wat in die Ou Testament gepraat het. Maar ek gaan vir julle net herinner dat Jesus is die woord. Ons het gesien in Johannes 1 dat dit sê Jesus is die woord. Hier sien ons in Efesiërs dat dit was 'n verborgenheid dat alles deur Jesus geskape was. Kom ons kyk nou nog 'n teksvers. Kom ons gaan na Kolossense toe. Kolossense hoofstuk 1. En kom ons kyk na vers 13. Hy wat ons verlos het. Nou, van wie praat dit hierso? Ons weet dat Jesus het gekom om ons te verlos van sonde. Verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die Seun van sy liefde. En in wie ons die verlossing het deur sy bloed. Wie se bloed? Dit is Jesus se bloed. Naamlik die vergifnis van sondes. Hy is die beeld van die onsigbare God, die eerstgeborene van die hele skepping, wat in hom alle dinge geskape het, wat in die hemel en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye en owerhede en magte en alle dinge is deur hom en tot hom geskape. En hy is voor alle dinge en in hom hou alle dinge stand. So het sê dat alle dinge was gemaak of geskape of voortgebring uit hom wie onze verlosser is. So alles was geskape deur Jesus Christus. Hy was onze verlosser. Hy het alles vir ons geskape. Nou, ons sien die posisie van Jesus. En ons sien dat baie mense dink dat Jesus, ja, hy het gekom na die aarde toe om te sterf vir ons sonde. Okay. Maar baie mense verstaan nie die posisie wat Jesus in die hemel gehad het nie. Ons sien dat hy die skepper is van die hemel en die aarde. En baie mense dink nog tot vandag toe dat dit God die Vader is wat die skepper. Nou, kom ek sê dit, die Bybel sê baie duidelik dat Jesus is die skepper van die hemel en die aarde. Ons het dit nou baie duidelik gesien, volgens Efesiërs, ons sien dat dit 'n verborgenheid was, wat van die beginne was, wat mense nie kon mooi verstaan het nie. Ons sien in Johannes, dat alle dinge wat ontstaan het, het deur die woord ontstaan. En ons weet die woord is Jesus, want die woord het vlees geword volgens Johannes 1 vers 14. En ons weet dat dit Jesus was wat vlees geword het. Het in Efesiërs gesien dat dit 'n verborgenheid is, dat alles deur hom geskape is. Hier sien ons weer dat dit deur die verlosser was, dat alles geskape is en alles is vir hom geskape. Hoekom het die skepper van hemel en aarde gekom na die aarde toe om te kom sterf vir ons sondes? Hoekom moes hy dit doen? Kom ons kyk gou na dit. Daar eindig ons hierso. Kom ons gaan na Matteus. Matteus hoofstuk 1. Matteus hoofstuk 1. En ons lees vers 21. Matteus hoofstuk 1 vers 21. En dit sê: En sy sal 'n seun baar en jy moet hom Jesus noem. Want dit is hy wat sy volke van hulle sonde sal verlos. Nou, ons sien die rede hoekom Jesus na die aarde toe gekom het was omdat hy moes sy volke van hulle sondes verlos. Maar hoekom is dit so belangrik? Hoekom moes hy dit doen?
Kom ons gaan kyk gou na nog 'n teksvers wat dit vir ons gaan verduidelik. Kom ons gaan na Romeine hoofstuk 6 toe. Romeine hoofstuk 6. Ons wil weet, hoekom moes Jesus vir ons se sonde gesterf het? Romeine hoofstuk 6, ons kyk na die laaste teksvers, vers 23. Romeine 6, vers 23, en dit sê: Want die loon van die sonde. Nou, baie kere as ek met mense studeer, vra ek hulle, wat bedoel die loon? Wat is die loon? Wat beteken 'n loon? En ja, vir my, ek het ook gedink, loon, ek het die woord gaan opkyk. En 'n loon beteken net eintlik iets wat jy verdien. So as ek gaan werk, ek kyk wat, en ek kry my geld, einde van die maand of einde van die week of wat ook al. Ek kry dit omdat ek gewerk het, en dis wat ek verdien. Nou dit sê wat ons verdien hierso. Die loon, want die loon van die sonde. So as jy sonde pleeg, dit is wat jy verdien. Is die dood. So hoekom is Jesus vir ons se sonde kom sterf? Want as ons sonde pleeg, moet ons sterf. Nou het hy gekom, sodat hy in ons plek kon sterf. Maar daar's nog wat ons kan sien. Want die loon of wat jy verdien vir sonde is die dood. Maar die genadegawe, die Engelse Bybel sê dit baie mooi. The gift of God, die genadegawe of die geskenk van God, is die ewige lewe in Christus Jesus, ons Here. So, dit sê hier vir ons, dat as ons sonde pleeg, wat ons verdien, die loon van die sonde, die ding wat ons verdien, is die dood. Maar as ons in Jesus glo, sê dit vir ons, kry ons die genadegawe of die geskenk van die ewige lewe. En ek weet dat baie mense is bietjie bang om te sterf en dit maak mense bang. Maar die enigste ding wat ons nodig het, is die geskenk. En ons weet dat dit 'n geskenk is nie iets wat ons hoef voor te werk nie. Ons weet as ons sonde pleeg, en ons doen dit elke dag, dat dit wat ons verdien, is die dood. Maar het sê die genadegawe. Nou hoe kry ons die genadegawe van die ewige lewe? Kom ons gaan kyk gou. Kom ons gaan na Johannes hoofstuk 3 toe. Dit is 'n baie algemene teks. Johannes hoofstuk 3. En vers 16 sê: Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Ek dink julle het dit gemis. Dit sê, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. So dit sê, die ding wat ons nodig het, om die genadegawe of die geskenk te ontvang van Jesus, is ons moet glo dat Jesus gekom het, en vir ons sondes gesterf het, opgestaan is en na die hemel te gaan. En dan sal ons die ewige lewe hê. Ons weet dat in Jesaja sê kom ons lees dit sommer gou. Jesaja hoofstuk 9. So om die genadegawe van Jesus te kry, die ewige lewe, sê dit dat ons moet in hom glo. Want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun. Dit is Jesaja hoofstuk 9. En ek lees vers 5. Want 'n kind is gebore, is vir ons gebore, 'n seun aan ons gegee. En die heerskappy is op sy skouer. En hy word genoem wonderbaar, Raadsman, sterke God, die ewige Vader,
die vredevors. So ons sien dat hy wie vir ons se sonde gekom sterf het, is die ewige Vader, die vredevorse van die hemel. En ons het ook gesien dat hy is nie net dit nie, maar hy is ook die skepper van die heelal. Alles het deur hom ontstaan. Ons sien volgens Johannes 1 dat alles deur hom geskape is. En hy, sê die Bybel, het ons so lief gehad. Nou ons weet dat Jesus is die skepper. En as jy iets gemaak het, jy wil in beheer wees van die ding. Sê miskien 'n remote control kar, net vir voorbeeld. Jy het hom gemaak, jy wil in beheer wees van die ding. En het sal vir jou baie vernederend wees as iemand nou net besluit, okay, ek maak vir jou in die remote control kar en nou beheer ek vir jou. En jy is nou nie meer in beheer, jy is nou die kar en jy word nou in 'n sak vol ander karre gesit. Jy het die kar gemaak. Hoe voel dit nou as jy so verneder moet word? Nou dieselfde. Jesus, hy het gekom na die aarde toe. Hy is die skepper van alles en hy het 'n skepping geword. Maar hy het gekom omdat hy gesien het, ons kan onsself nie red nie. En hy het besluit, hy gaan vir ons sonde sterf. En hy het alles in die hemel gelos, net om vir ons te kom red. En hy sê die enigste ding wat ons moet doen, sodat ons nie hoef die loon van die sonde te ontvang nie. Die loon van die sonde wat die dood is. Ons moet in hom glo. Dit is nie moeilik nie. Want kyk, God het ons so lief gehad, dat hy gekom het na die aarde toe en gekom sterf het. Hy het gekom sterf vir ons sonde. En dit was nie net 'n gewone sterf soos ons miskien sal sterf na ouderdom of so iets nie. Hy was gekruisig. Van sy hande en sy voete en sy kop het die bloed afgetap, soos hy daar gehang het, die hele Vrydag deur. En hy sê vir ons, glo net in my en dan sal jy die ewige lewe kry. Hy gawe. Weet ons dink soms nie daaraan nie, maar Jesus se posisie in die hemel, die koning van die heelal. In Hebreërs 1 vers 8, ons dink soms dat Jesus sy posisie is seun, so hy is 'n bietjie laer as God die Vader. En ons dink daaraan dat God die Vader kon nie eintlik gekom het nie. Maar as ons kyk na Hebreërs 1 vers 8, ek dink dit is vers 8, God die Vader sê vir Jesus, U troon, o God, is vir ewigheid 'n troon. So, hy sê nie net, my seun, daar is jou troon nie. Nee, hy sê, U troon. Ons weet in Afrikaans gebruik ons die woord U as iets as ons opkyk na 'n persoon toe. Of na 'n wese toe. En ons sien dat God die Vader sê, U troon, o God, is vir ewigheid. Die posisie wat Jesus in die hemel gehad het, was baie hoog. En toe besluit hy gaan die posisie van seun vat en vir ons sondes kom sterf. Ek hoop dit was baie duidelik vir julle gemaak. Kom ons eindig net met 'n gebed. Onse Vader in die hemel, ons wil dankie sê vir die wonderlike woorde van lewe wat U vir ons gegee het. Ons weet dat U nog steeds daar vir ons elke dag is. En al het U teruggegaan na die hemel toe. Daai bloed wat 2000 jaar gelede aan die kruis geval het, het nog steeds krag, genoeg krag vandag om ons van ons sondes te red. Vader, help ons dat ons geloof in U sal kry. Dat ons in U sal vertrou as ons verlosser en ons saligmaker. En een en elkeen wat nou die studie geluister het, help hulle om hierdie dinge te verstaan. Seën ons nou
En seën ook hierdie mense wat later aan die studie sal luister. In Jesus se naam alleen bid. Ek wil net vir julle sê, baie dankie dat julle die video gekyk het. En ek het ook 'n klein, wat is die Afrikaanse woord? Announcement wat ek vir julle wil maak. Hier kan julle sien, my ma se boek is uit, vir ons is hy nou net in die jaar, ek dink laas maand, as klaar gemaak het. En as julle belangstel in 'n PDF kopie, in die description van die video is my e-mailadres. Julle kan vir my 'n e-mail stuur. En as julle 'n hard copy wil hê, kan julle ook vir my 'n e-mail stuur en ons sal seker maak dat julle dit kan kry. Baie dankie. Daar is ook ander goedjies in die description van die video wat julle na kan kyk. En julle volgende keer.